Vandag maak ek 'n paar opnames in die kar, want die wind waai baie sterk daar buite. Dit het my laat dink dat die Heilige Gees word in die Bybel baie keer geassosieer met wind, of uitgebeeld, gesimboliseer deur 'n wind wat waai. Ons sien in Handelinge 2 vers 1 en 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. My gebed is, waar ons op die vooraand van Pinkster is, dat die wind van die Heilige Gees weer oor jou sal waai, dat jy 'n nuwe aanraking van die Heilige Gees sal kry, dat die Heilige Gees weer opnuut betekenis in jou lewe sal kry. Laat toe dat die Heilige Gees, soos wat hy al die blare wegwaai, al die vuil goed in ons lewens wegwaai, en dat die wind ons kom suiwer, en die Heilige Gees ons kom suiwer en skoon maak. Laat toe dat jy gevul word weer met die Heilige Gees, want hy sê in die vorige versie van Handelinge 1 vers 8, hy sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dat ons weer toelaat dat die krag van die Heilige Gees in ons lewens sal kom. Want dis die krag van die Heilige Gees wat ons lewens verryk en versterk, wat ons help om getuies te wees en om oorwinnaars in ons lewens te kan wees. Wees gevul met die Heilige Gees. Laat toe dat die Heilige Gees in jou werk, en laat toe dat die Heilige Gees wind oor jou waai.